Jesus het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Hoor jy die Paasfeesklokke? Hulle lui van vroegdag af. Hulle jubel oor die wêreld. Die Here is uit die graf. Hy, Christus die oorwinnaar, is uit die donker uit. Die Heer, die sleuteldraer, sal ook my graf ontsluit. Hoor jy die Paasfeesklokke? Die Heer voer heerskappy. Hy heers oor alle dinge. Sy bloed het ons bevry. Ons sal met Jesus opstaan, die lewenskroon verkry. Ons hoor die Paasfeesklokke wat oor die hele wêreld lei. Toe sê die engel vir die vroue: "Julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek. Soos hy gesê het, kom nader en kyk. Daar is die plek waar hy gelê het." Amen. Kan ek jou groet met die woorde in Johannes 20, vers 21, wat Jesus vir sy disippels sê: "Vrede vir julle," sê hy weer vir hulle. "Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook." Die opgestaane Here, wat werklik opgestaan het, wat van gelowige mense ook getuies van hom wil maak, wat wil seker wees dat hulle inderdaad vanuit die geloof lewe. Ja, die Here Jesus lewe. Hy het die dood oorwin. Met krag is hy oorwinnaar. Ons toekoms het begin. Hy gee ons hoop en vrede. Ons kan weer voorwaarts gaan. Want Jesus is ons Here. Hy het klaar ons weg gebaan. Ek lees graag vandag saam met jou hierdie opstandingsdag uit Matteus 28 uit. Die laaste hoofstuk in Matteus, waar 'n mens wil sê dat geloof oorloop in getuienis. Dat dit vir die Here so belangrik is dat sy volgelinge werklik waar sou glo en vanuit hierdie geloof ook getuies is van hom die hele wêreld oor en die wete sal hê dat hy al die dae met hulle is tot aan die volëinding van die wêreld. Here, dankie dat ons u woord het. Dankie dat ons dit kan glo. Dankie dat die opstandingsverhaal nie alleen iets is wat in die skrif staan nie, maar dat dit ook waar geword het binne in ons lewe. Dat ons dit kan aanvaar, omdat die opstandingskrag van Jesus Christus ook in ons lewe 'n werklikheid geword het. Dat ons verander is, getransformeer is in 'n nuwe lewe deur daardie krag waardeur Jesus ook uit die dood opgewek is. Daardie dinamis, daardie energie wat ook deel daarvan was. Dankie dat U ons opgewek het tot nuwe lewe, dat ons 'n nuwe geloofsgemeenskap inderdaad kan wees, wat van oor die wêreld heen bymekaar gemaak is en bymekaar gemaak kan word. Ons is opgewonde, ook in hierdie dag wanneer ons dit vier. Dankie dat ons dit elke jaar kan vier, dat ons elke jaar in ons kerklike jaar daaroor kan dink, maar dankie dat ons dit elke Sondag kan vier en kan juig en bly wees oor die feit dat U opgestaan het. O Vader, dat U die versoening van Jesus aanvaar het, dat ons kan weet, ons grafte is uiteindelik ook leeg en oop, omdat Jesus liggaamlik ook opgestaan het. Ons wil U verheerlik, ook in hierdie dag, as die opgestaane Here, in Jesus naam. Amen. Matteus 28 sê, Jesus het opgestaan. Na die Sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig, en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom
het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue, julle moenie bang wees nie. Ek weet, julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek, en hy gaan julle vooruit na Galilea, daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê. Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang, maar baie bly. En hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle, moenie bang wees nie. Gaan na my broers, sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien. En dan die berig van die wagte. Terwyl die vroue op pad was, kom party van die wagte in die stad aan. Hulle wat ook gesien het natuurlik mos nou wat daar gebeur het en so geskrik het en van angs uiteindelik ook soos dooies sou geword het. Terwyl die vroue op pad was, kom party van die wagte in die stad aan en vertel van die priesterhoofde alles wat gebeur het. Die priesterhoofde het saam met die familiehoofde vergader en die volgende plan gemaak. Hulle het vir die soldate 'n groot som geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en sy liggaam gesteel terwyl ons geslaap het. En as die goewerneur daarvan hoor, sal ons hom tevrede stel en sorg dat julle nie bekommerd hoef te wees nie. Die wagte het toe die geld gevat en gemaak soos hulle voorgesê is. Hierdie storie word tot vandag toe onder die Jode vertel. Vers 16 sê, die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Opstanding, 'n nuwe dag het aangebreek. 'n Nuwe dag het inderdaad aangebreek. As dit nou gister was, dan was dit nou stil Saterdag gewees. Dan het daar iets van die afwagting gewees, wat gaan gebeur? As 'n mens dink aan die belofte wat Jesus gemaak het, aan sy woorde, aan sy voorspelling, dat hy sou ly, maar dat hy die derde dag weer sou opstaan. Dan was daar die verwagting gewees van wat gaan gebeur. Maar op 'n aardse manier, dan is dit mos maar so, dat mense uiteindelik maar net gaan kyk, want dit is nie die gewone ding wat gebeur, is dat dooies sou opstaan, dat dooies sou lewe nie. En dan is dit 2 vroue wat na die graf toe gaan van Jesus, Maria Magdalena en 'n ander Maria, Maria dalk, die vrou van Klopas, wat daar na die graf toe gegaan het. Hulle gaan net na die graf toe. En wanneer hulle daar kom, dan word hulle blootgestel aan 'n ontmoeting met hierdie engel. Hierdie engel, die sekerheid dat dit iemand uit die hemel is, was 'n werklikheid gewees. Hoe hy gelyk het, sy aanskyn, sy aangesig, wat hulle gesien het, was so duidelik gewees dat hy uit die hemel het gekom het. Hierdie aardbewing, alles het dit seker gemaak dat hier absoluut iets groots gebeur. En nie alleen hulle beleef dit nie, ook die wagte beleef hierdie gebeure. En dan die engel wat vir hulle sê, hierdie Jesus het opgestaan. Hy het opgestaan. Jesus wat julle kom soek, hy is nie meer hier nie, hy het opgestaan. En die belangrikheid is, maar dit moet nie alleen by julle bly, hierdie boodskap nie. Hierdie boodskap dat Jesus opgestaan het nie. Dit is 'n boodskap wat dadelik na sy disippels toe moet gaan. Sy navolgers,
sy naapers, die mense wat moet sy boodskap moet verkondig, die boodskap moet dadelik uiteindelik ook by hom uitkom, by hulle uitkom, dat hy opgestaan het. En dan is hulle bang, want hulle weet nie, so 'n gebeure is mos maar eintlik vir 'n mens heeltemal te groot. Dis iets wat jy kwaliek kan snap wat met jou gebeur het. Ek bedoel, dit is nie die algemene ding dat 'n engel aan jou verskyn nie. Dat jy daar kom dat die graf leeg is nie, dat hy die klip wegrol, wys die graf is leeg nie. Dis nie die algemene ding wat met 'n mens gebeur nie. En dan is hulle bang, maar tog uiteindelik ook opgewonde oor wat hier besig is om te gebeur. Kan jy indink, as hulle hierdie boodskap gehoor het, hierdie vroue, wat ook rondom by die kruisiging van Jesus daar rond sou gestaan het, en iets wat so geheg was aan hom en uiteindelik hom ook versorg het gedurende sy lewe, vir wie dit so erg moes gewees het daar by die kruis, dat hulle hierdie nuus hoor, dat Jesus opgestaan het. En wat is die opdrag? Dat hulle moet gaan, dat hulle na die disippels toe moet gaan, en vir hulle moet vertel, dat Jesus opgestaan het, en dat hulle na Galilea toe moet gaan, na die berg toe, en dat hulle hom daar sou sien, soos wat hy vir hulle reeds voorheen gesê het, dat sou gebeur, dat die woorde van Jesus inderdaad waar is, en dan kom hulle vir Jesus self teë, en dan val hulle by hom neer, so die boodskap, nie alleen van die engel nie, maar dan hierdie boodskap, wat van Jesus self, van die opgestane Here ook kom, wanneer hulle neerval by sy voete, en dan hy ook vir hulle hierdie opdrag gee, vir sy disippels, om vir sy disippels te vat, dat hy opgestaan het, uit die dood uit, en dat hulle na Galilea toe moet gaan, en hom daar sou sien. En wanneer hulle daar kom, dan kom Jesus inderdaad daar, en kom ontmoet Jesus hulle daar, en dan staan daar, dat party van hulle nog ook getwyfel het. En as hy nader kom, dan word dit vir hulle baie duidelik, dat dit werklik Jesus is, wat uit die dood uit opgestaan het. En dan is dit vir hierdie mense wat werklik kon glo, dat hy uit die dood uit opgestaan het, wat Jesus hierdie opdrag gee, gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en onthou, ek is by julle al die dae, tot aan die volleinding van die wêreld, maar voor dit sê, aan my is alle mag in die hemel en op die aarde gegee. En dit word duidelik ook vanuit die feit uit, dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Die opstanding van Jesus Christus word die boodskap van die kerk, word die boodskap van die kerk, word 'n boodskap wat uiteindelik met gesag gedra word. Maar dit is so verskriklik belangrik dat mense dit sou glo en dat hulle dit deel van hulle sou maak, dat dit 'n fisieke opstanding uit die dood was. Nie alleen maar 'n tipe van 'n geestelike opstanding nie, maar 'n fisieke opstanding. En daarom dat as 'n mens ook lees in terme van Handelinge, dat hierdie verhaal in Handelinge 1 ook vertel word dat Jesus in die 40 dae na sy opstanding rondgegaan het en op verskillende maniere aan mense getoon het dat hy lewe, dat dit geen onduidelike saak sou wees dat hy werklik opgestaan het nie. Paulus sê in 1 Korintiërs hoofstuk 15 dat dit so belangrik is dat mense sou glo dat hy opgestaan het, want Jesus het aan verskeie mense verskyn, by geleenthede, sommer aan baie verskyn, dat hulle dit sou kon glo, en laaste ook aan hom, as die ontydig geborene ook sou verskyn het, dat hy nie kon twyfel nie, want die boodskap wat gedra moet word, is die boodskap dat Jesus opgestaan het. Want die punt is, as mense net vir hierdie lewe op Jesus sou hoop, dan sou ons die ellendigste
in die beklaanswaardigste van alle mense wees. Want dit beteken dit dat hulle maar net in Jesus, wat in die wêreld was, wat mense geleer het, van hom iets sou geleer het en gesien het, en 'n hoop binne in hom sou gehad het, maar as hy gekruisig is, en in die graf gebly het, dan sou daar niks niets daarna gewees het nie, maar sy opstanding maak hierdie verskil, is die bewys, dat ons uiteindelik ook hoop het, om in 'n nuwe lewe te kan opstaan, in 'n geestelike nuwe lewe kan verander word deur sy opstanding, maar dat daar ook vir ons 'n opstanding, 'n fisieke opstanding eendag sou wees. Dat ons nie alleen, dat ons nie in ons grafte sou bly nie, dat ons grafte uiteindelik ook leeg en oop sou wees. Dis die bewys, as hy in die graf gebly het, dan sou dit beteken dat die Vader nie die versoening van Jesus aanvaar het nie, maar die feit dat hy opgestaan het, is ook 'n bewys daarvan, dat die Vader die versoening van Jesus aanvaar het, en dat hy lewe, dat hy lewe gebring het, en dat hy hoop gebring het, en ons lewe vanuit hierdie hoop, met ander woorde dat ons nie sou sterwe sommer net, en dat dit verby sou wees nie, maar daar nuwe lewe is, en dat ons inderdaad ook as nuwe mense kan lewe, en dit word die getuienis boodskap wat die kerk ook het, dat ons getuienis kerk van Jesus Christus in die wêreld sou kom wees. Binne in die Matteus Evangelie is daar eintlik 3 karakters wat nogal baie belangrik is. Die een karakter wat 'n mens het, is die kleintjies, die mikros, waarvan vertel word eintlik daar in Matteus 19 van die kinders, dat ons ook soos die kinders moet word. Hoe belangrik dit is, dat ons soos kinders uiteindelik sou glo, dat Jesus ook die kinders na hom toe bring en sê, dat ons ook soos hulle uiteindelik moet wees, want dan hulle behoort die koninkryk van God uiteindelik ook, die wat werklik waar ook soos die kinders sou wees en sou glo. Dan, die ander karakter wat Matteus het, wat belangrik is dit wat 'n mens kry in Matteus 25 vers 31 tot 46, is ook daardie minderes. Die minderes wat in die wêreld is, die Griekse woord daarvoor is die elagistos, diegene wat nie minder is soos in minder belangrik nie, maar soos die mense wat uiteindelik ook die behoeftiges kan wees, wat honger kan wees, wat dors kan wees, wat vreemdelinge kan wees, wat in die gevangenis kan wees, wat in die hospitaal kan wees, ook vir hulle, dat ons ook in ons lewe gemeet word in die mate waarin ons aan hulle aandag sou gee, want dit wat ons aan hulle sou doen, sou beteken dat ons dit uiteindelik ook aan die Here doen, omdat hy hom met hulle vereenselwig. En dan is daar ook die laatkommers. En dit is die mense wat die evangelie moet hoor, die heidene, die mense van oor die hele wêreld wat die boodskap ook moet hoor. Want aanvanklik het Jesus ook gekom vanuit die Joodse wêreld uit. Maar hierdie evangelie, hierdie boodskap is nie alleen vir hulle nie, maar uiteindelik ook vir al die geslagte van die aarde, as 'n mens sou dink aan die verbond wat die Here uiteindelik ook met Abraham gemaak het, wanneer hy vir Abraham ook sou kon roep, dat al die geslagte van die aarde ook geseën kan wees vanuit hom uit. Dat al die mense in die wêreld hierdie boodskap moet kan hoor, en dit is uiteindelik die laatkommers, diegene wat ek en jy ook uiteindelik maar sou wees, omdat ons nie Jode is nie, vanuit die Jodendom uitkom nie, maar ook vanuit die heidendom uitkom, van oral oor die wêreld uit, en dat ons deel van hierdie evangelie kan wees, dat die opstandingsevangelie vir ons ook waar is, dat ons ook inderdaad deel kan wees van sy kerk, getuies kan wees van hom binne in die wêreld. Daar is diegene
wat nie vir hom glo nie, soos wat die wagte, wat ook hierdie dinge beleef het, eintlik maar net teruggaan na die familiehoofde, die priesterhoofde, die boodskap dra, uiteindelik met 'n som geld wegloop, dat hulle kan vrykom, dat die opstandingsverhaal nie vir hulle iets word wat transformerend is in hulle lewe nie. Daar is die mense wat uiteindelik sê dat Jesus net geestelik opgestaan het, nie werklik fisiek opgestaan het nie, dit nie werklik glo nie. Vir baie dat dit eintlik soos 'n veeverhaal is in die wêreld, dat hulle dit nie sou glo nie. Maar vir ons is belangrik om dit te glo en te weet en dit deel van ons te maak. Van sonder dit sou ons nie 'n evangelie van hoop kon verkondig nie. Dit is belangrik dat ons dit glo en dat ons daaruit lewe elke dag. En dat ons so getuieniskerk vir die Here ook sou wees. Ek verwonder my maar net daaroor, is hier oor die vraag nogal, in watter mate word die getal Christene byvoorbeeld meer, kom ons sê in ons eie land. Baie keer roem ons binne kerke, wanneer kerke sou groei en daar baie mense sou kom as deel van 'n gemeente, in watter mate dit almal mense is, wat ook vanuit, wil mense amper sê vanuit die heidendom sou wees, wat deel van die kerke sou wees. En of dit nie baie keer, maar eintlik binne die geloofsgemeenskappe oral, dit is soos stoele wat op die dek van 'n skip is, wat eintlik maar rondgeskuif word van hierdie kerkgroep na daardie een toe, na daardie een toe, na daardie ene toe nie. In watter mate groei die kerk werklik vanuit die getuienis uit, vanuit die geroepenheid wat ons het, om ook na al die nasies toe te gaan, na al die mense toe te gaan, wat die evangelie nog nie gehoor het nie. Die Here wil almal getuies maak. Hy kom klippe getuies maak. Hy maak hierdie vroue getuies, primêre getuies, vanuit die hemel uit, vanuit sy teenwoordigheid by hulle, dat hulle kan glo. Gaan deel dit mee, dat hulle dit kan gaan meedeel. Die disippels word die ander getuies. En as 'n mens dink aan Johannes 20, oor hoe Jesus ook by hulle verskyn, en hulle nog steeds sukkel om te glo, en Thomas sukkel om te glo, en Jesus uiteindelik ook daar by die see as hulle gaan visvang het, ook hulle eintlik hergroepeer om hulle te stuur, want dit is so belangrik dat die boodskap sou gaan. Boodskap van die vroue al. Boodskap na die disippels toe. Boodskap na die wêreld toe, vanuit hulle ook. En ons weet dat dit ook gerugsteun word deur die werk van die Heilige Gees in ons lewe. Mag die Here ons werklik waar met hierdie opstandingsgeloof en vanuit hierdie opstandingskrag ons ook ware getuies maak, dat die hele wêreld kan hoor, dat iets van die geluid van die Paasfeesklokke oor die hele wêreld heen voortdurend deur sou buier deur die klank van die getuienis wat ek en jy sou dra, wetende dat ons dit nie vanuit onsself doen nie, maar vanuit die krag van die Here wat ook binne in ons deur sy Gees 'n werklikheid word. Hierdie Here wat gesê het, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. En onthou, jy is nooit alleen nie. Ek is by jou al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Here, ons dankie vir die opstanding, vir die werklikheid daarvan. Die werklikheid daarvan vir ons. Dankie dat ons daaruit kan lewe. Seën ons dan ook, Here, in hierdie tyd. Help ons om werklik waar roepingsbewuste mense sal wees, wat weet dat ons vanuit u krag ook kan funksioneer en dat u ook al die tyd by ons is. Here, dankie dat ons grafte ook leeg en oop is, omdat ons weet, Jesus het opgestaan
en ons in ons vereniging met hom sal ook opstaan. Het reeds ook in 'n nuwe lewe opgestaan, maar sal ook in die volledige fisiese nuwe lewe ook opstaan. Ons prys U in hierdie dag en loof U in Jesus se naam. Amen. Die Heer het opgestaan. Die Heer het waarlik opgestaan. Vir sondaars het die Heer gesterf, die lewe deur sy dood verwerf. Oorwinning is vir ons verkry, oor sonde mag en heerskappy. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, in die liefde van God, in die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly. Amen.